Hierdie is Goeiemôre, Good Morning, dis wat ons jou toewens. Ek is Arnold Geert, Sporttyd. Joshua Gerber, net 16 jaar oud, het onlangs die wêreldrekord in die onder 20 diskus by die Liga byeenkoms in Potchefstroom verbeter met 'n ongelooflike 60.78 meter, amper 'n volle meter verder as die vorige rekord wat hy sedert 2019 gehou is eerder. Saam met hom kuier sy afrigter Constant van Rooyen vanoggend hier by ons op Goeiemôre, Good Morning. Manne, welkom, lekker om julle hier saam met ons te hê. Ek voel altyd as ek so groot hou in die atleet of ek hom die eerste vraag moet vra, maar ek gaan met Joshua begin as jy nie omgee nie. Joshua, een van die interessante dinge wat my altyd tref van rekords is, iemand wat 'n rekord opstel, doen iets vir die eerste keer ooit. Is dit al iets wat jy aan gedink het in daardie terme? Nou nee, ek moet sê, ek het al 'n klomp keer aan gedink en dan dink ek, jessie, eerste keer ooit van alle tye in geskiedenis. Dis nogal wild. En hoe het dit gevoel toe jy dit uiteindelik gedoen het? Dit het half as 'n verrassing gekom, ek moet sê, want ons het net na die liga toe gegaan. Net half om op te kyk na die tegniek en so aan en toe. Op my laaste gooi, toe gooi ek nou amper al per ongeluk die rekord. Per ongeluk sê jy? Ja. Maar afrigter sal sê niks is per ongeluk nie, né, Constant? Nee, ek dink wat ons altyd aan werk is daai bou op die vorige kompetisie, probeer die tegniek verbeter. Die einddoel is altyd om jouself te beter as die vorige dag. Ons jaag nie altyd rekords nie, ons jaag nie altyd wêreldrekords en sulke dinge nie, maar ons werk om altyd beter wees as die vorige keer. En met Joshua is dit 'n lekker voorbeeld, hy elke kompetisie verbeter die vorige keer. Dit is baie beter ritme, baie beter fokus en dit is eintlik wat ons wil werk. Dis daai beter wees as die vorige keer. Die ongelooflike ding van diskus in besonder, maar amper al die velditems, dis verskriklik tegnies. Alles moet op die regte plek, op die regte tyd gebeur en dit is 'n fraksie van 'n sekonde om dit alles reg te kry. 100%. Ons het as jy mens kyk na die professionele atlete, Olimpiese atlete, dis onder 2 sekondes. Soms van die topmense is tussen 1.4 sekondes wat jy van die begin tot die einde. So 'n mens moet ritme bou. 'n Mens moet weet en dit gaan nie net altyd oor tegniek nie, dit is ook biomeganiek. Jy moet verstaan. Dis hoekom 'n tegniek nooit pas net per 'n atleet nie. Jy moet hom bou om dit. En ek dink as jy daai konsep verstaan en hard werk daaromtrent en ritmes bou, dan is dit op die regte pad. Hoe lank gooi jy nou al en hoekom? Ek dink dis een van die belangrike vrae. Ek het in graad 7 begin gooi. So dis dan nou die derde jaar eintlik wat ek nou dit ernstig opneem. Maar ek het dit net gedoen as 'n somersport in die laerskool en toe het ek begin afrigting kry in die middel van my graad 7 jaar. En van toe af toe begin dit lekker raak en kry ekstra afstande by en so aan. En dis toe ek nou die liefde vir die sport gevind het. Die feit van die saak is egter dat in die ouer dae, kom ons sê 20 jaar terug, was dit die groter ouens, en ek bedoel ouens met behoorlike gewig wat diskus gegooi het, maar dit het oor die afgelope 10-15 jaar verander, lank en lenig, want jy moet vinnig wees in die sirkel. Hoe voel dit vir jou? Ek voel in die ouer dae toe die tegniek nog nie so bevorderd was nie, toe was dit net suiwer krag sport. Maar nou dat die tegniek bietjie Verfyn word. Nou die tegniek verfyn is. Ja. Word al hoe meer en meer die langer atlete, die lenige atlete, wat die diskus half of hulle arm half as 'n sweep aksie kan gebruik met die nuwe tegniek. Ja. So ek dink dis kom die skuif toe gemaak is na meer lenige lang atlete. Een van my gunsteling afrigters wat ek vir jare lank saam met kommentaar gedoen het, was oom John Short, wat altyd gepraat het van die leidheid hier agter. Dis nou presies waarvan hy praat. Kan mens dit vir iemand leer of is dit iets wat natuurlik kom? Jy kan dit leer. Sekere mense het 'n vinniger vind dit makliker. Ek moet dit sê, maar dit gaan ook oor is daai toewyding daar, is daar inkoop in die proses en ek dink as jy daai verstaan, ek dink en biomeganika, en nie alle atlete is op dieselfde tyd op dieselfde ouderdom op 'n fase waar hulle daai tegniek kan toepas nie. En as jy daai kan dra en sê, luister, verstaan dit, hier is 'n proses. En met Joshua het dit elke jaar verfyn ons. En ek dink op 'n stadium nou kom ons op 'n fase waar jy een woord sê en ons verstaan waar ons is. So dit maak dit baie makliker op die einde van die dag. Ek sê altyd, jy kan die beste afrigter in die hele wêreld hê, maar as jou atleet nie ore het nie, dan is dit moeilikheid nie waar nie. 100%. Ek dink, maar gelukkig hier so, en dit is waar ek baie dankbaar is oor die milieu wat geskep word in Hoërskool Menlo Park, sy ondersteuningsnet, sy maandpaas, daar's 'n
'n gemeenskap wat ondersteun en ek dink dit help ook half om Josa te kanaliseer in die regte rigting in. Baie intellektueel en die dinge hy snap goedjies baie vinnig, maar is ook baie nederig. Hy verstaan waartoe ons werk, is 'n langtermyndoel. Natuurlik ons wil Olimpiese spele toe gaan, ons wil wêreldspele toe gaan. Hierdie jaar is die World Juniors want ons wil gaan. So ek dink met hom is dit baie makliker om te verstaan. Hy weet waar ons gaan en dit maak dit baie makliker. So, dis hoë prys as jou afrigter so oor jou hoor praat. Hoe voel dit? Dis tog 'n lekker gevoel. Ek moet sê. Hoë standaarde. Kom ons praat oor die wêreld junior kampioenskappe wat vir jou voorlê. Wat is die plan so intoe vir jou? Ek hou daarvan om goed een ding op 'n tyd te vat. So ek dink nie tersy nou aan die wêreldspele in Augustus nie, maar my fokus is nou suiwer net AGN kampioenskappe, klubkampioenskappe en dan SA's. En dan van daar af kan ons kyk, okay, nou kan ons dalk 'n paar ligas weer in sê nou maar Potchefstroom gaan nou verfyn en so aan en dan werk ons so na die wêreldspele toe. Voordat jy kompeteer, hoe hanteer jy die vlinders, die spanning, die senuwees van dit alles? Ek is 'n mens wat daarvan hou om rustig te wees as ek deelneem. Ek kan dit sien. Ek weet baie mense hou daarvan om verskriklik stil te raak in hulle eie kop in te kom, of dis dalk die verkeerde woord, maar net vreeslik stil te raak aan een kant te gaan sit. Maar ek persoonlik sal liewer 'n gesprek wil opvoer, grappies wil maak, rustig wees en dan van daar af kan ek deelneem en sê, kan jy ek's nou rustig, ek gaan nou lekker gooi, gaan nou lekker deelneem. Ek dink ek moet met jou kom praat hoor. Konstant om so 'n atleet te hê en saam mee te werk is natuurlik dis 'n droom vir 'n afrigter, want nie net is dit fisies daar nie, maar dis geestelik daar. 100%. Maar weer eens, dit kom terug na sy huis, hoe hy groot gemaak is, sy pa en sy ma se regtig 'n goeie ondersteuningsnetwerk, hou hom regtig baie gefokus. En ek moet sê, wanneer Joshua by die oefening kom, dit is in die begin ons groet lekker, ons maak grappies, hy het sy eie ons opwarmroetine en wanneer ons in die ring klim, is dit absolute kenmerkende laserfokus. En so ons weet dit moet gemaklik wees in oefening, maar ons weet ook waartoe ons werk. So ek dink dit is 'n droom en ek is elke dag dankbaar. Ek dink Jan Magtig het my gesê met 'n baie goeie atleet en ek hoop nog vir 'n baie lang tyd vorentoe. Uitstekend. Alles van die beste, sterkte. Dit is vir my so lekker om jong atlete in Suid-Afrika te sien, want ek dink ons het meer talent as wat ons besef. Dit is so goed dat dit ontgin word. Sterkte vir die kampioenskappe, natuurlik plaaslik en dan natuurlik SA's oor 'n paar weke van nou af. Albei van julle, baie dankie vir julle tyd. Dis ongelukkig altyd vir sport, maar bly waar jy is. Ons is net hierna weer terug om te gesels oor 'n klein dogtertjie met 'n groot persoonlikheid en baie moed.